kyk in mekaar se oë. Né? En nou vat julle julle hande en julle masseer bietjie mekaar se skouers daar waar dit seer is en moeg is, né? Ok, dankie, nou kan julle maar ophou. Nou is almal wakker, kom ons sit gou weer. Dankie. Prys die Here. Goed julle, nou voordat ons klaarmaak, afsluit en gaan eet, wil ek so vir julle sê, ons kom nou by 'n baie belangrike gedeel van die kamp. En dit is waar julle hier voor gaan kom staan en kom sê, wat het die naweek vir jou beteken? Hierso is nou sommer al die eerste geleentheid om die wyn te kom laat uitgee, of om getuie te kom laat wees. En ek wil so vra dat as julle hier kom staan by my, ek sal hierdie mikrofoon vashou. Want as jy te lang praat, gaan ek hom wegvat. So, ek vra nie, jy moet kom preek nie. Ons hoor genoeg preke, so niemand kom preek nie. Dis kort, kom sê jy net in 3, 4, 5 sinne, wat het die naweek vir jou beteken? Want dis tot stigting van die gemeente hierso, van Christus. En jy hoef nie vir ons wat gesprekers was, of vir die leiers, eer te kom gee of te kom bedank nie. Ons stel nie belang daarin nie. Ons waardeer dit, maar baie dankie. So dis die 2 goed wat ek wil sê. So kom ek hoor gou, wie van julle wil kom vertel, wat het die naweek in jou lewe gedoen of beteken? Kom staan hier langs my, ons gee vir almal beurt wat dit wil sê. Nou moet jy nie rondkyk nie, jy moet net kom. Kom staan so lank hier langs my. My suster is eerste. So, kom so lank, staan langs haar. Regina, staan sommer hier by my. Die ander staan hier af. Wat het die naweek vir jou beteken? Julle kan sommer so langsaan kom staan. Nie skaam wees nie, dit is vir ons tot opbou. So ons gaan eerst vir ons suster Regina 'n kans gee om te praat. Prys die Here. Ek wil vanmiddag elke broer, elke suster, na die mooie naam van Koning Jesus groet. Dit is vanmiddag vir my 'n voorreg. En ek dank die Here vanmiddag dat die Here vir my by hierdie kamp uitgebring het. Ek dink vanmiddag die Here het my deegedra. Ek het nie eintlik geweet wat ek moet die kom maak nie. Maar ek voel vanmiddag in my binneste dat die Here het my gevervul met sy vrede. En ek dank die Here dat die Here my gevervul het deur hierdie naweek. Halleluja. Prys die Here. Dankie suster Regina. Kwessie, kom ons hoor. Okay, hoe kom ek hierna toe kom, ek het my lewe kom regmaak van die Here. Okay, ek was 6 jaar in die tronk, ek het myself amper ophang in die tronk en ek het geweet wat ek gedoen het. En my, hoekom ek in die tronk was het, dat is van achter chomes aan gaan. As jy moest daar, dat ken die chomes jou nie. Net jou ma en jou pa ken jou. Dat is de reden wat ek my hart vir die Here kom gee, dat ek is baie blij. Vir iedereen elk van julle wat die is, vir die mens wat die is ook. Dat is de reden wat ek my hart vir die Here gegee het. Dankie. Dankie Quentin. Ja, ek wil ook net sê dat voor ek hierna terugkom het, na die kamp toe, het ek weer wat ek hier kom maak hier. Maar as ek nou hier weggaan, dan weet ek wat dit ek kom ontvang hier. En ek het ook my hart vir die Here gegee. En ek wil elke gelowige vra om vir my ook maar te bid. Ek weet dit sal swaar gaan. Daar sal opdraande kom. Maar al wat ons kan doen, is net vertrou. Dit is al wat ek kan sê. Theo Quentin. Etienne. Ek wil goeiemiddag sê vir almal wat hier is. Ek is nog jong, almal is jong mense. Ek het aan my hart vir die Here gegee. Ek het teruggeval, amper 2 jaar by die Here gewees. Ek het in Woester gebly. En ek hoorde wel, en teruggeval, ek het net terugkom eindelijk. Ek wil my stukje hout, dat kruis, wil ek weer optel, ek is nog jong. Want ek was 1 voet binnen die tronk, 1 voet buiten die tronk. Was so gewees, want hulle sê, waarom is al, ja, sy is jong man. Ja, al wil ek sê, dankie. Dankie, Pieter. Prys die Here nou, ek is dankbaar en bly vir die Here. Vanmiddag vir die voorreg. Ek dank prys die Here se wonderlike naam, ek is by die Here, ek het kom skuil by die Here, ek dink daar is al 'n skuilplekkie. Nou dat wat ek vir geleer die by die kamp, ek dink dat het my gebou, dat het my gestig, ek dink die Heilige Gees wat oor my uitstort,
terwijl ik nog daar staan, denk ik moet ontvangen, man. Terwijl ik daar mijn handen uitsteek, moet ik ontvangen die Heilige Geest van die Here. Nou, ek wil sê net, kom ons bly by die Here, julle wat nou, hoe kom het na die Here, toe kom bly by die Here, man, kom skuil by hom, daar is die ander skuilplekkie. Dankie Pieter, en jy kan dit doen deur die Gees. Martinus. Prys die Here. Ek dank die Here, ek was lang by die Here gewees, ek het teruggeval, maar ek dank die Here dat die Here my weer eens hier op die kamp kom verlos het. Ek was 'n dagga-roker, in die tyd weer teruggeval het, toe raak ek weer aan die dagga, ek het weer gedrink, al hierdie verkeerde dinge gedoen, ek dink ek het diep in my vrou se hart getrap, maar die Here het my kom losmaak, ek is bly, ek is vry, kan nou ook getuig, ek het nog pas gerook, maar die Here het my vry daarvan gemaak, en ek glo, en ek vertrou, met hierdie vertroue, stap ek hier vanaf weg, die Here seën. Martinus. Goed, ek sien die wyfies is bietjie min hiervoor, is net bulle. So, julle vroukies moet maar kom, julle is die meeste op die kamp, en hier staan die manne. Die score is al 20-1. Ja, goeiemiddag allemaal. Ek wil net vanmiddag aan julle sê, halleluja, die Here het weer eens die wonders kom doen in my lewe. Ek sien halleluja, dat is 'n spesiale geleentheid vir my, dat ek weer eens my kruis kon opgetel het. Daarom wil ek vanmiddag die lof en die eer en die aanbidding vir die Here gee vanmiddag, dat hy vir my nog 'n kans kom gee het. Daarom kan ek net vir julle dankie sê vir hierdie kans. Die Here seën hy. Baie dankie my broer. Jafta. Ek groet net allemaal die binne in die saal wat saam met ons gekom het, vir self my plaasvriende. Soos u weet, as ek maar eintlik 'n moeilike een, maar nou dat die Here my gered het en in my lewe gekom het, wil ek net baie dankie sê vir die Here, vir almal wat die wat ons gehelp het om die Here aan te neem. Ek wil baie dankie sê vir almal in Jesus naam. Dankie. Prys die Here, Jafta. Kom Gertruida. Ek is 'n groot prater. Amen, en my beurt van genade groet ek een en al wat hier sit. Ek weet het is 'n groot voorreg om hier van die Here te wees, om te weet wat wil die Here sê, wat wil hy wil gee. Ek weet om die Here se kruis op te tel is genade, en daarom gee ek eer vir die Here, en alles kom die Here toe. Ek was hier skoon mensie, maar dankzij die Here se genade, voel ek vandaag weer soos 'n nuwe mens. Ek het die Gees van die Here ontvang, en daarmee wil ek uitstreef aan. Ek wil vir alles getuig van die werke van die Here, wat die Here vir my gedoen het, sal die Here ook vir hulle doen, en ek weet die Here volgens vir my 'n gesig gegee van 'n persoon op die plaas, en daarom eer ek die Here daarvoor, want dis nie almal, sê die Here, die Heilige Gees ontvang wat nie glo nie, en daarom glo ek vandag, Jesus het die wonders kom doen, en ek wil ook die kampleiers, wil ek ook daarmee bemoedig, gaan aan vir die Here, bly moedig, nie moeg raak om die mense te leer, en dit is daarvoor wat die Here u gestuur het, en bly by die Here, elkeen wat die sit vanmiddag, die Here seën sy woord. Baie dankie my suster, wonderlik. Drika. Goeiedag, ek wil net baie dankie sê vir die Grape Company wat vir ons uitgenooi het, was dit nie vir hulle nie, sal ek nie vir hou koers geken het nie, maar ek toon my hart vir die Here gegee, ek wil net baie dankie sê, vir een en elke broer en suster. Prys die Here vir iemand wat haar hart aan die Here gegee het. Suster Rosalie. Goeiemorgen allemaal. Ek is van Sandrift, die plaas Sandrift, en ek wil net baie dankie sê vir die Grape Company wat alles moontlik gemaak het. Vir almal hier ook vir die wat vir die eerste keer hulle harte vir die Here gegee het. Julle sal nie weet wat julle oorgekom het hier. Om die Gees van die Here te hê is net wonderlik. Waar jy gaan of staan, al hierdie jongelinge, as dit vir jou so onmoontlik voel, weet die Here is daar vir jou. Waar jy alleen is, waar jy op jou seerste kry, hy is daar. Ek is baie dankbaar vir hierdie mense, wat die mense leer van die woord van die Here, en dankie, ek wil net vra, die Here moet vir hulle krag gee om aan te gaan met die mooi dinge van die Here, dat ons almal dit sal ervaar, en dit sal onthou, en dit sal glo. Dankie. Baie dankie, Suster Rosalie. Middag, dierbaar, groet elkeen in die mooie naam van die Here. Ek so opgewonde vir hierdie kamp besigheid.
Laas donderdag middag, toe kom die aand, toe kom die meisie na my toe, 'n ander sustertjie, die suster sê vir my, maar suster Solien, ek het jou naam opgesit. Ek vra jong maar vir wat? Nee, moenie worry nie, die gaat aan die kant sien, môre sien Vrydag. Toe kom ons eienaar na die plaas op Westland, eienaar, Stefan Jacobs. Hy sê, maar wie vra vir my? Ek sê, nee meneer, so right. Ek gaan, want ek wil gaan, want die Here het vir my te veel dinge gedoen. Ek was blind, dierbaar en daarvoor kan ek nie nog terugsit nie. Ek moet kom om vir anders te vertel. Wat kan die Here doen in 'n mens se lewe? En ek sê net dankie vir hierdie great company. Is daarom wat ek hier uitgekom het en ek is dankbaar vir die Here daarvoor. Dierbaar, jy moet kom maar bid vir my. Dankie my suster. Kom eens zo, Lea. Ek is Lea Jansen, ek is van Sandrift. Ek het nou amper 5 maande gelede my hart vir die Here gegee. En toe die uitnodiging uitkom van Great Company, het ek gedink, maar toe ek nou terug aan werk toe, het ek gedink, maar hier is 'n uitkom vir my, ek moet nog krag kry. En toe sê ek moet iets kom verlos hier in die kampen, en ek het gekom, en ek is spyt die, en ek is baie dankbaar vir die Great Company se mense wat vir ons hier naartoe gestuur het, en ek is dankbaar vir die Here, dat die Here my weer toegelaat het in sy lewe in, want die Here ken my alleen wat 'n mens ek is. Bid maar vir my, laat ek bly by die Here. Dankie suster Lea. Ek wil net sê goeiemôre almal. Ek is Johnny van Opeil, van Beketberg. Ek het die nader gekom om my heilige gees te ontvang hierso. En nie te ontvang. Het ek my kroon ook weer gekry by die Here. Want ek is bly, wat ek hierdie geleentheid gekry het, wat ek vandag nou nog het, wat Jesus my gegee het. Die bloed van wat vir ons sondes gesterf het aan die kruis, is al wat ek wil sê. Ek wil net sê baie dankie vir almal wat ons geleer het. Dankie Johnny. Ati? Goeiemôre almal op die kamp. Ek wil vir almal baie dankie sê, almal die wat vir ons die woord gebring het. My vrou is 18 jaar bekeer. Gister het my hart baie seer geword toe ek nou dit sien. Ek as vader van die huis, ek het kinders by die huis, en die vader moet die voorleier wees van 'n huis. En toe het my hart gister so gebreek dat ek moet my hart vir die Here gee. En die paar woorde staan ek terug. Prys die Here, wat jy hoor. My suster Martha. Ek wil ook net vir die Here sê, baie dankie vir die grote kans wat die Here vir my weer eens kom gee, dat ek was by die Here gewees en ek sit nou daar en ek iets klaar my aan, ek kan nie bly sit nie, ek moet opstaan en kom vertel wat die Here vir my op die kamp gedoen het. U weet dat, en op die kamp van Vrydag aand, toe ons gekom het, het ek besef, ek het gedink ek is wedergebore, maar dit was nie so gewees nie. Want soos die kamp aangegaan het van Vrydag af, tot op die afsluiting, het die Here vir my prakties gewys wat het is om wedergebore te word, deur die genade van die Here. En oor vergifnis, ek en my suster het baie gepraat daaroor, voor ek na die kamp toe gekom het, maar die Here het my na die kamp toe gestuur en vir my kom wys, Martha, dit is vergifnis, ware vergifnis, om af te lê, om te vergewe, en die bagasie wat jy saam met jou dra, en dis ek ook omdat 'n mens so moeg ook is. Soms, want ek werk nie fisies en so by ons op die plaasie, ek doen boekhouding en ek werk met mense, maar ek is nie aan die arbeid wat ek doen nie. Maar saans, as ek so moeg, kan ek self nie verstaan nie. En baie aan dat my man vir my gesê, maar waaroor is jy moeg, jy werk kan nie fisies nie. Maar op die kamp het die Here ook vir my die antwoord kom gee, hoekom was ek so moeg, is allerlei goed wat jy saam met jou dra, wat jou so moeg gemaakt het. En ek ga terug as 'n nuwe mens, jy weet my hart het nou so seer geraak by jong man, my oudste kind is 20 jaar oud, is ook 'n seunskind, en ek wil vir die Here sê, dankie ook, wat die Here vir ons jong. Julle weet, ek voel ook, soos ek hier so staan, so vol, soos die psalmdigter sê, jy moet wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. Voel ek, halleluja, voel ek soos ek hier staan, dat my boom is so vol vrugte, dat wanneer ek teruggaan hiervandaan, dat ek sal pluk van daar die vrugte op daar die plaas, dat hulle so sal uitreik, en 'n doel sal hê met elke vrug, wat ek daar sal pluk, en het sal deel saam met daar die mense.
Ek wil vanmôre vir die Here sê baie dankie vir hierdie voorreg dat ek hier kan wees. Julle weet, hierdie jaar is ook nog 5 jaar by die Here. Ek werk ook saam met mense. Julle weet, en elke dag struikel ons maar so en ons sonder met woorde en gedagtes. Maar prys die naam van die Here. As jy kind is van God, dan kan jy opstaan elke oomblik vir die Here. En ek is vir die Here dankbaar dat ek kan opnuut ook hier by die kamp kan optrek en vir die Here sê, Here, ek weet dat U leef. En ek kan vandag hier wegstap met die wete en versekerheid dat ek Jesus in my lewe het. Dankie. So 'n klein vroukie praat dat die spook so spat. Hè, Mina? Almal is gegroet. My bedoeling waarmee ek hiernatoe gekom het is dat by ons huis, in my huis, ek en my ma en my kinders en my broer se kinders woon saam, is dit nie 'n gelukkige ding in my huis. Ek het Vrydag aan hier gekom, ek het my spanmaatjies vertel hoe my lewe is. En ek het vir hulle gesê, hulle moet my help, dat ek kan glo dat die Here my moet help om weer by hom uit te kom en nie weer terug te kyk wat somies en mense van my dink. Maar ek het hier gekom, ek het die Here het my 'n gevoel gegee, my trane het geloop, my maatjies het vir my gehelp. Die aand toe ek teruggaan, het ek my ander maatjies van die plaas, het ek vertel wat die Here aan my gedoen het. En ek het vir hulle gesê, ek voel uit my binneste uit, ek moet my bekeer, want dit is die regte ding om te doen. En hulle het nog haar gepraat, ons het lekker gepraat onder mekaar, maar ek voel as ek vandag hier weggaan, is ek 'n nuwe mens. 'n kind, 'n dogter van my ma en 'n ma van my kinders en my broer se kinders. Ja, ek wil net vir julle almal vra, julle moet my help, bid, laat ek by die Here bly en 'n kind van God opreg kan wees. Okay, Francis. Goeiemiddag, ek is Francis Willemse, ek is van Glenhoek, de Dorings. Ek is bly dat ek hier kan wees. Jy weet, dit was so 'n goeie ding wat hier uitgegaan het. Ek het nou haar gesit, nou ek is ook so skaam mens, ek dink maar iets klaar aan jong, jy moet nou gaan. Toe die laaste vrou hier staat, dink ek nie op bag het dan klaar, toe die oom nou weer sê, ekskuus tog. Daar is nog 'n kans, so harde pak sommer. Jy weet, en Vrydag, voor ons nooit na toe kom, toe raak my seentjie siek van 10 maande. En my ouma sê, as die kind siek is, ga ek nie stuur nie. En ek dink, terwyl ek aan die dokter se spreekkamer sit, Here, maar ek wil daar wees. En ek dink net, die dokter moet toch net iets ernstig sê, en van ek wil daar wees. En my ouma, hou, ek gaat nie saam met die kind siek is nie. En terwyl ek daar uitkom, sê die dokter, nee, is maar net verkoue wat. En ek sê, dankie, Here, my sak is klaar gepak, ek kan regtig agterby en ek wil daar wees. Maar ek het lekker geniet, die so, dit was heerlik, maar een ding was so 'n bietjie skrikkerig vir die Bobbejane, maar ek is bly vir die Here, ek is nog gesond, dankie. Goed, Francis. Ek hoop hier is hierdie Bobbejaan nie, hoor. Stanton. Amen, prys die naam van die Here op my beurt van genade, wil ek julle begroet in die mooi naam. Weet ek is ook 'n persoon wat van Glenhoek afkom, gered deur genade. En nou wil vir julle elkeen vra om hier rondom julle te kyk, om julle oë gefestig te hou op die dinge van die Here. Ek dink ons is 'n lekker jong span van Glenhoek, maar die Here het ons hiernatoe gestuur met 'n doel. En van ons gaan daar twee uit wat hulle hart vir die Here gegee het. En ek is bevoorreg en bly vir die Here vir sy werk wat hy gedoen het op Wymershoek en die Here seën. Dankie my sussie. Karen, jy's laaste. Amen, broers en susters. Ek is Karen. Ek is ook van Glenhoek. Ek het so kort by die Here gekom. En dit is 'n maklike saakie. Ek wil vir die jongelinge sê, wees sterk en vol moed. Die woorde en lelike goed kom na ons toe. En die Here is bly dat ons jeug hom aanneem. Van hy is besig met ons jeug. En vandag se lewe vat hy net ons jeug met die hand van die dood weg. Daarom bid vir my broers en susters, ek wil by die Here bly. Van ek is ook 'n ma van kinders, maar ek voel so 'n jongeling en ek wil die Here dien, so bid vir my. Prys die Here. Baie dankie, Karen. Glory. Ek dink ons kan opstaan en vir die Here hande klap vir al die getuienisse. Ons gee vir hom die eer. Prys sy naam.
Dankie Here Jesus. It's all about you. Jesus, 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 Jesus. Dankie Here. Dankie Here. Dankie. Here Jesus, al die eer en die lof is aan U. Elke woord wat hier vooruit gegaan het, was vir U eer. Dit was vir U boek, Here, want U verdien dit. Here, toe ek gisterand weer kyk hoe U daar aan die kruis vasgespijker word, en ek kyk nou weer die foto van die bloed. Here, wat is ek dat U aan my gedink het? Here, en dan besef ek soos my sistertjie hier gesê het, gered deur genade. Here, dis nie wat ek kom doen het nie, dis alles wat U gedoen het. En ek dank U dat dit vir elke een van ons in hierdie saal 'n werklikheid is, en dat dit vir ons almal is, Here, en dat U nie uitsondering maak nie. U liefde is onbeskryflik. Hierdie getuienisse was 'n lofoffer aan U, was 'n aangename geur vir U. Ontvang dit, Here, uit dankbare harte, in Jesus se naam. Amen. Amen. Kom ons sit gou weer, julle. Maat, waarvoor kan ek vir jou bid? Al voel jy hoe? Vra vir hom, waarvoor kan ek vir jou? Die oomblik as jy vir hom begin bid, dan kom die Here sommer bedien vir jou. Wie julle, dit is daarom wonderlik. Die oomblik as jy ander bedien, bedien die meester vir jou. Wat het jy nou gehoor? Jy iets verstaan? Dis maar die fondamentjie van wat ek vandag vir julle sê. So as hierdie pad begin loop, dat ons elke dag kamp-atmosfeer. Somme maandag ook, dinsdag ook, daar in die wingerd, daar in die kombuis, daar in die werk, maak jy sê waar ek is nie. Ek leef in sy teenwoordigheid. En ek is tot sy beskikking. En die duiwel het aan my geen vat nie, want hy wat in my woon is groter as hy wat teen my is. Jy verstaan? Hy wat in my woon is groter as hy wat teen my is. Sien en smaak dat die Here vol goedertierenheid is. As daar net een wat vandag sê, Here, ek wil U dien met 'n onverdeelde hart. Van nou af, Here, vir U en vir U alleen. Ek soek nie mense eer nie. Ek ook nie vir mense sê wat ek besluit het nie. Nee. U, o God, alleen. Ek hou aan bid. Ek kom soos die weduwee. Ek kom aanhou bid, want Here, my bure het vir U nodig. Ek soek nie nou vir my iets nie, Here. Ek het genoeg, Here, in my hart. Maar ek soek vir my bure, my vriende, my lidmate in die kerk. Ek sien hulle is bankrot, Here. Hulle praat nooit van U nie. Hulle getuig nie, hulle het net sulke lang donkie gesigte. Here, ek soek mense wat blydskap in hulle harte het. Verstaan? Here, maak my 'n diensknegt in U koninkryk. En die hele vallei begin verander. Net een is genoeg vir God. Wees jy daardie een. Wees jy daardie een. Die Here begin sy koninkryk, hy bou dit met geknakte riete en dowwe lampitte. Al as ek dan 'n dowwe lampit, as 'n geknakte riet, sê ek, Here, hier is ek. As hy van my iets kan doen, met my kan doen, hier is ek, Here. Nou ja, dankie Here, dankie vir die dag, dankie vir die geleentheid, dankie vir die voorreg, Here. O Jesus, ons prys U naam. Josef sit in die tronk, maar God sien hom in die tronk en hy maak hom die koning van Egipte.